Goeie dag, lieve vriende. Dit is 'n lekker voorreg om vandag met 'n besondere goeie vriend wat ek jare gelede ontmoet het en toe het ons mekaar nie weer genoeg gesien nie en dis Willem Joubert en hy is in 'n bediening en hy sal ons 'n bietjie meer vertel oor die bediening Lukas 10 transformasie L10T en julle gaan nou alles hoor daarvan. Ek wil vir Willem net kortliks vra, waar het dit begin en 'n bietjie daaroor inleidend te praat. Baie dankie Chris en luisteraars. Uh Lukas 10 transformasie het begin. Hy's eintlik gebore op die 5de Mei 2003. So hy's nou amper 23 jaar oud. Maar wat gebeur het voor sy geboorte, die Februarie van 2003, het 'n groep leraars in Johannesburg bymekaar gekom. Ons het onsself die Transformasie Johannesburg genoem. En in daai Februarie het ons terugvoer gekry oor die statistiek in ons stad van die sensus van 2001 wat bietjie dieper gegaan het. En hulle het dit daar in Stellenbosch verwerk en ek het die inligting gekry en dit kom gee vir die manne en vroue. En ons hoor toe dat in steede dat ons gedink het ons is so 70-80% Christelik in Johannesburg, is daar 10 miljoen mense in Johannesburg, maar ongeveer alleenlik 1 miljoen ken Jesus werklik as hulle Heer en Verlosser. Met ander woorde, as hulle sou sterf, sal hulle hemel toe gaan. 9 miljoen mense het of 'n ander geloof of hulle was nominale Christene. Groot persentasie nominale Christene gaan miskien 2 keer 'n jaar kerk toe of gaan kerk toe, maar het nie eintlik 'n verhouding met die Here nie. En ons was so geskok om uit te vind dat 9 miljoen van die mense in ons stad gaan verlore. En ons het ook besef dat daar maar 10 organisasies was wat eintlik gewerk het om die 9 miljoen te bereik. En in die gemeentes het ons ook geweet dat daar gemiddeld maar 4% van die mense in 'n gemeente werklik evangeliste buite die gemeente was. Hulle het nie almal gedoen nie, maar hulle kon. Maar die probleem was, daar's net nie genoeg werkers gewees om die 9 miljoen te bereik nie. En ons besef toe, want ons is baie moedeloos. Party ouens het sommer op hul gesigte op die vloer geval. En ons besef toe, wat kan ons doen? En iemand praat toe van Lukas 10 vers 2, waar Jesus gesê het, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid die Here van die oes vir arbeiders in die oes. En vers 3 se eerste woord is gaan. En ons besef toe, ons moet gebed uitroep vir al ons gemeentes, gebedsgroepe. Daar's omtrent 4000 gewees in Johannesburg wat ons die uitroep voor uitgestuur het. Bid Lukas 10 vers 2 vir Johannesburg, want ons het 9 miljoen mense wat ons moet bereik vir die Here. En die gebed het gebeur en ons het terugvoer gekry, mense het gebid. Februarie, Maart, April. En in die begin van Mei het ons 2 mense van Amerika gekry om ons te kom toespreek in 'n konferensie wat ons gehou het as Transformasie Johannesburg. Edsel Wouso en As Hielman. En Edsel Wouso het gepraat oor Lukas 10 vers 1 tot 9 waar Jesus die 72 disippels uitgestuur het om te gaan evangeliseer hy het gesê na al die plekke waar hy sou gaan. So hulle het voorgeloop. En hy het uit die skrif uit 4 dinge gehaal wat hy toe verduidelik het wat 'n mens moet doen. Jy moet in die eerste plek, jy moet bid vir die seën of die vrede van die Here op iemand, en dan moet jy sê hallo en 'n bietjie verhouding bou, en dan moet jy hoor of hy enige probleme het en nood het,
en dan kan jy hom vertel van Jesus. Nou hy het dit vertel so een na die ander, dis hoe hy dit as 'n evangelis gedoen het. En ons het dit bespreek en gesê, nee, dit gaan nie werk vir ons mense nie. Hulle is nie direkte evangeliste nie. Maar die ou Os Hielman het gepraat, en hy het gesê ons moet 'n paradigma verskywing hê. As jy 'n skrif of goed het wat jy weet, jy kan nie so goed terug toepas nie, vra die Here, hoe kan jy dit doen? En ons het hom toe gevra om ons te help oor, hoe kan ons hierdie Lukas 10 vers 1 tot 9 maak, sodat elke gelowige, elkeen wat die Here ken in 'n gemeente, hierdie 4 stappe van Lukas 10 kan doen, elke dag oralster. En hy sou die volgende oggend uitvlieg, maar hy het die nag ons gehelp, en ons het toe 'n groep gevorm wat die Lukas 10 transformasie handleiding opgestel het. Ek wys die handleiding hiersonder. Die Lukas 10 transformasie handleiding. Hy is vrylik beskikbaar. Chris sal die links opsit vir dit. En hier het ons, met hierdie handleiding het ons toe die oogmerk gehad dat elke gelowige in 'n gemeente sal kan evangeliseer elke dag oral waar hulle gaan en vir hulle hele lewe, selfs tot in die hoë ouderdom. En ons het eers gedink kinders kan dit nie doen nie. Later het ons uitgedink en ons is nou so gerad, ons sê kinders van 4 jaar oud kan Lukas 10 transformasie doen. So dit is wonderlik. En so dit is hoe dit alles begin het, en die aand wat die goed gebeur het, was die 5de Mei 2003. Dis hoekom ons sê, ons ken die geboortedatum van Lukas 10 transformasie. Daar's meer as 70% wat sê hulle is Christene, maar omtrent net 10% het die Here as verlosser geken. So ons was verskriklik geskok om te weet dat 9 miljoen van die mense in ons stad die Here nie ken nie. En die vraag is toe, nou hoe gaan ons hulle bereik? En toe sê ons, maar ons moet werkers in die oes hê. En ons praat 'n bietjie oor werkers in die oes, en ons besef dat daar omtrent 10 kerke of organisasies wat werk om mense wat die Here nie ken nie te bereik in Johannesburg op daai stadium. Net 10 om 9 miljoen te bereik. Die ander ding wat ons geweet het, is dat in ons kerke is daar omtrent 4% van die mense in die gemiddeld wat maklik oor Jesus met ander mense op straat of by hulle werk sal vertel van Jesus, en dit is die mense wat ons nou evangeliste noem, maar ons het hulle toe begin om hulle direkte evangeliste te noem. Met ander woorde, hulle het maklik om te begin praat direk met mense oor Jesus aan die buitekant. En ons besef toe, ons het baie meer werkers in die oes nodig, want die 4% en die 10 is heeltemal te min om die mense in Johannesburg te bereik. En ons het toe 'n gebedsversoek uitgestuur na al die kerke in Johannesburg, omtrent 4000, en gevra, bid asseblief Lukas 10 vers 2, waar Jesus sê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid die Here van die oes om werkers in sy oes te stuur. En ons weet dat toe omtrent vir 3 maande baie gebedsgroepe en kerke werklik hierdie gebid het, want die nood was so groot. En ons het as Johannesburg transformasie vir Edsel Wousou en Os Hielman van Amerika uitgekry om te kom praat in 'n konferensie wat in Kempton Park gehou is, en hulle moes praat oor evangelisasie. En Edsel Wousou, wat 'n bekende evangelis was, praat toe oor Lukas 10, vers 1 tot 9, waar hy die 4 stappe wat Jesus vir die disippels, die 72 disippels gegee het om te gaan uitvoer, verduidelik het. Maar hy verduidelik dit soos jy vra die seën van die Here op iemand, dan groet jy hom en stel jou bekend,
dan hoor jy of hy enige nood het, en dan vertel jy hom van Jesus. En ons praat met mekaar, ons het so op die verhoog gesit, die leierskap groep, en ons sê, hoorie, die kan nie werk nie. Daai kan net werk vir die 4% direkte evangeliste, want hulle kan dit so doen. Maar die ander 96%, en ek is een van die 96%, ons kan nie dit so doen nie. Maar ons vra toe vir die Os Hielman ou praat toe oor paradigma verskywing. En ons dink, maar hoe kan ons anders dink oor dit wat ons het, om te maak dat al die mense kan evangeliste wees? En Os Hielman was gaaf geweest, hy sou die volgende oggend uitvlieg, maar hy het ons toegelaat om die aand in sy hotelkamer saam te werk om te kyk, hoe kan ons Lukas 10 so maak, dat elke Christen dit kan doen. En uit dit is Lukas 10 transformasie toegebore, want ons het toe 'n spannetjie saamgestel om die Lukas 10 transformasie by mekaar te sit. En ek sal nou so vinnig vir julle vertel, ek wil net eers vir julle die opleidingsgids wys. Jy gaan nou my net met die vermoë gee om te kan share, Chris, my co-host maak of iets. Ek sal dit doen. In elk geval, ek gaan nou vir u die opleidingsgids wys, en dan gaan ek net kortweg verduidelik wat Lukas 10 transformasie is, en hoe dit dan veroorsaak dat elke gelowige in 'n kerk, almal wat die Here ken, kan 'n evangelis word op 'n baie maklike manier. Jy kan behoort dit te kan doen nou. Okay, laat ek sien. Nee, dit sê sharing is not turned on. Ek het nou 'n request gestuur. Okay. Alright, nou behoort ek kan. Goed, so wat ons toe gedoen het, ons het toe die Lukas 10 transformasie opleidingsgids opgestel om mense te kan help om te kan evangeliseer. En ek wys julle nou maar net die inhoud en dan is daar 'n voorwoord, maar ek wil kom by die eerste opleidingshoofstuk, wat hoofstuk 2 is, eenheid 2. En dis gebaseer op Lukas 10 vers 1 tot 9. Nou die 4 stappe wat ons uit Lukas 10 vers 1 tot 9 gevat het, wat Jesus vir die 72 disippels gegee het, is stap 1. Soos jy deur jou lewe gaan, oral waar jy mense sien, of waar jy ry en daar's 'n kar voor jou of langs jou, dan vra jy, dan bid jy, en dit kan maar 'n stil gebed wees, vra jy vir die Here se seën op daardie mense in daardie voertuig daar, of die persone wat daar loop, of die persone hier in die winkel saam met jou, of in die werkplek saam met jou. In ander woord, jou hele dag bestaan uit waar jy nou 'n oomblik het om 'n stil gebed te doen en die Here se seën op mense te vra wat rondom jou is. Willem, dit geld nou ook vir die taxi-drywer wat voor jou inry en dan stop. Ek kom by hom. Ek kom by hom. So jy vra die antwoord is ja, maar ek kom by hom, want in stap 1 het ons die eerste vlak waar jy dit nou vir almal doen. Maar dan kom 'n mens agter, soos jy nou net uitgewys het, Chris, dat party van die kere gebeur het op 'n dag van 'n taxi-bestuurder ry vinnig voor jou in en stop, en dan laat glip jy daardie woord, en jy is nou regtig ongelukkig daar. Maar die Here is so duidelik, dat ons mense wat verkeerd doen teenoor ons, moet vergewe. Dis selfs in die Onse Vader gebed. Vergeef ons skulde, soos ons ook die vergewe wat teen ons, wat ons skuldenaars is. So, wat jy dan doen is, soos 'n taxi-bestuurder, sê net,
ag Here, jammer, ek vergewe daai persoon, maar nou bid ek Here dat U daai persoon en al sy insittendes in daai taxi sal seën vandag met U wonderlikste seën in die naam van Jesus. Amen. En jy ry verder en jy doen dit verder oralste waar jy gaan. So jy bid letterlik vir honderde mense op 'n dag die seën van die Here. Die tweede stap is dan om verhoudings te bou met mense wat die Here nie ken nie. En dit is nou mense wat jy nie ken nie, maar jy werk daar saam met hulle, of jy ontmoet hulle by 'n winkel, of waar jy loop, of by sport, of waar jy nou ook al met mense te doen kry, sien jy hier, maar hier is iemand wat regtig nie die Here ken nie. Hy mag dalk die 'n moslim hoetjie of 'n Joodse hoetjie op hê, of jy mag uit sy taal en gesprek agterkom, die ou ken nie die Here nie. En dan ons vra dat jy aanvanklik een vriendskap bou. So, jy sien so ou wat jy redelik gereeld sien en jy begin om 'n vriendskap met hom te bou. In stap 2 hoef jy hom nie van Jesus te vertel nie. Jy moet net 'n vriendskap bou. Hom uitnooi vir koffie, uitnooi na jou huis toe miskien om te eet, hy gaan jou miskien uitnooi en jy bou net 'n vriendskap met die persoon. Sodat en jou groot ding is om sy storie agter te kom. Wat maak hom dink? Wat dink hy? Wat glo hy? En hy mag natuurlik vir jou ook vra wat jy glo, dan kan jy hom sê dat jy glo in Jesus Christus as jou Here en Verlosser, maar jy gaan nie verder in nie. Jy bou net vriendskap. Die derde ding wat jy doen, dit is stap 3, is jy luister na die mense waar jy ook al gaan, en jy hoor as iemand 'n behoefte het. Dit mag wees iemand sê my kind is siek en in die hospitaal, of my ouma is oorlede, of jy weet, ek het nou regtig nie geld hierdie maand om die elektrisiteit te betaal nie. Of enige iets wat mense sê wat 'n behoefte is. En dan kyk jy in stap 3, jy bevredig behoeftes, jy kyk of jy kan help, of jy kan bemoedig vir iemand wat nou iemand aan die dood afgestaan het, of as jy nou nie die probleem kan oplos nie, dan vra jy vir die persoon, dan bid jy of saggies vir die persoon, stil, die persoon weet nie eers jy bid vir sy nood nie, of jy vra vir die persoon, gee jy om as ek bid vir jou kind wat in die hospitaal is saam met jou, en dan bid jy saam met hom, 'n gebed aan die Here, dat die Here sy kind sal genees. Of baie keer het dit gebeur dat mense sê, wel, jy weet 'n dag gaan verby en hulle hoor nie eintlik van nood wat mense het nie. En toe besef ons maar, jy kan maar net vra. Ons noem dit die gebed nou vraag. Is daar enigiets wat ek nou vir jou kan bid? Vra jy vir iemand. En dit kan enige mens, enige plek wees. En die snaakste ding is, ateïs, moslim, hindoe, nominale Christen of sterk Christen, almal gewoonlik sê ja asseblief. En dan kan hulle vir jou sê wat hulle nood is en jy kan daarvoor bid. As hulle dalk weifel, miskien weet hulle nie op daai oomblik van iets nie, dan kan jy vra, gee jy om as ek bid dat die Here jou sal seën vandag. En gewoonlik sê almal dan ja. So dan kan jy dan hardop bid dat die Here die persoon sal seën. So dit is stap 3. Stap 4 is vertel van Jesus. Nou kom ons kyk net terug na Lukas 10 vers 1 tot 9. Stap 1, as ek nou vinnig kan kyk, stap 1 kom van waar Jesus vir hulle sê, as julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir die huis. As iemand daar woon waar die vrede voorbestem is, ons gebruik die woord vrede, of die seën van die Here, of sy genade as dieselfde, dan sal dit terugkom na jou toe, of dit sal daar bly. So sy eerste woorde was,
wat hy gesê het, moet hulle vra dat die vrede of seën van die Here op die huis rus. Dan sê hy, moenie van een huis na 'n ander huis trek nie, eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. Eet en drink simboliseer vir ons om 'n verhouding te bou. Want as jy 'n verhouding met iemand bou, drink jy koffie saam, jy eet saam, julle doen dinge saam en so aan, en dit is wat ons daar hoor. Hulle moet in dieselfde huis bly, hulle moet eet en drink saam met die mense. En dan vers 9 is waar stap 3 vandaan kom. Maak die siekes daar gesond. Ons het net die maak die siekes daar gesond uitgebrei dat dit enige nood insluit wat iemand het. Jy weet, iemand wat siek is, iemand wat oorlede is, 'n probleem met geld, enige tipe probleem wat mense het. En dan sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God naby. Dis waar stap 4 vandaan kom. Vertel die mense van Jesus se verlossingswerk. Nou gaan jy vir my sê, Chris, nou het ek jou. Volgens jou eie definisie kan net 4% van die mense in die algemene kerk vertel van Jesus. En dit is korrek. En dit is hoekom in die eerste paragraaf van stap 4 sê ons vir die mense wat maklik evangeliseer, julle doen wat julle altyd doen. Maar wat ons dan doen in stap 4 in ons handleiding is, ons leer vir die 96% om hulle getuienis te kan gee in omtrent 3 minute. Net vinnig hulle getuienis vir iemand te kan gee, want iemand mag hulle dalk vra, maar hoekom glo jy in God? Dis maar stupid. En dan kan hy jou beste ding wat jy kan gee is om jou getuienis te vertel. Want iemand kan met jou stry oor die Bybel, maar hy kan nie met jou stry oor jou getuienis nie. Jy het dit beleef. Hulle mag ek vra, het die hedendaagse kerkmens wel 'n getuienis? O ja. Ja, as hulle die Here ken, het hulle getuienis. Want dit is die oomblik in hulle lewe wat hulle besef het dat hulle kan nie anders nie. Jesus Christus is hulle verlosser. Nou jy hoor dit in die gemeente, in die kerk, of in katekisasie, of op 'n skoolkamp, of enige so plek. Kom ek vertel jou my getuienis, Chris. Asseblief. Ek het in 'n ek het in 'n huis groot geword waar ons 2 maal in 'n Sondag kerk toe gegaan het, vandat ek kan onthou. En ek het katekisasie toe gegaan, Sondagskool toe, en op die ou ende toe ek 15 jaar oud is ek aangeneem in die kerk, en so aan. En toe het ek nou later universiteit toe gegaan en al verder van die kerk af gegaan. Ek is toe op die ou ende selfs getroud, en ons het al kinders gehad, en ek het op konstruksie gewerk, ver weg, gewoonlik vir 7 dae 'n week, so ek het nie baie kerk toe gegaan nie. Maar wat ek altyd onthou het is van die kerk, maar dit het nie vir my iets beteken nie. In ons taal van Lukas 10 transformasie sal ons 'n ou soos ek 'n nominale Christen doen. Groot geword in die kerk, selfs Sondagskool toe gegaan, aangeneem, maar ken nie vir Jesus as my verlosser. Maar wat toe gebeur is, een oggend word ek wakker met 'n geweldige pyn in my maag area. Ek gaan dokter toe en hy sê dit is die blinde darm, hy septies, hy moet nou uit. En voor ek weet is ek in die operasieteater en uit, en daar lê ek nou, geopereer. En ek is kwaad, want ek het werk gehad om te doen daai dag. En hier kom 'n ou man in die hospitaalkamer in, en hy vra my of hy my van Jesus kan vertel. Wat? Ek sê, man, trap, ek ken Jesus, loop net weg, wat pla jy my nou hier, ek is siek. En hy het 'n papiertjie in sy hand, en hy sê, kan hy vir my die papiertjie gee? En ek sê, ag ja, alright, gee maar, en ek sit dit sommer op die tafeltjie hier langs aan neer, trap net uit my kamer uit, man. Wat kan hulle jou nou so pla? Maar later die aand toe vat ek die papiertjie, en dit is toe 'n traktaatjie,
En ek lees die traktaatjie en ek ken die verse wat hulle daar sê. Ek meen ons het dit in die kerk en in Sondagskool gesien, maar wat ek toe daar besef is dat as ek nie Jesus Christus aanneem as my Heer en Verlosser nie en erken dat ek totaal sondig is nie, is ek verlore. En hulle verduidelik dit toe mooi. Ek lees heen en weer. En hulle het ook 'n voorbeeld van 'n gebed wat jy moet doen. En ek besef toe en ek doen toe daar op daai hospitaal op gebed, ek onthou dit was so 11 uur in die aand, doen ek daai gebed en ek neem Jesus Christus my Heer en Verlosser op. En mense, van daai oomblik af het my hele lewe verander. Jo, Maar wat die grootste impak ook een groot impak gehad het. Ek kon nie wag die volgende dag vir my vrou om my te kom besoek, dat ek haar kon vertel wat gebeur het nie. En toe sy kom, vertel ek haar. En hier begin sy huil. Ek sê vir haar, Nicoline, maar hoekom huil jy? Dis goeie nuus hierdie. En sy sê vir my, jy weet my man, ek het nou vir 8 jaar lank al gebid dat Jesus jouself sal wys wie hy is en wat hy vir jou gedoen het. oh. En hier het hy dit nou gedoen. Ek kon nie dit glo nie. Ek sê vir haar, maar jene, hoekom het jy my nie vertel nie? Sy sê, jy weet wat sou gebeur het, en sy was reg. Sy sou sê, as ek jou probeer vertel het, jy ken nie Jesus en jy's nie gered nie. Jy sou 'n koppie teen die muurstuk gegooi het, en sy sê, ek sou nooit weer met jou kom praat nie. En Chris, ek moet erken, sy's reg gewees. En sy het met die Here gepraat en hom gevra om my te verander. Ek het self sy boodskappe wat hy vir my gestuur het aan daai hospitaalkamer weggejaag. Maar hy het my nog steeds daai aand uit die vuur uitgered. Dit is my getuienis, Chris. Ja, baie dankie. En nou gaan ek jou verder vertel van stap 4. So stap 4 sê ons in die eerste plek vir die wat direkte evangeliste is, doen wat jy altyd doen. Vir al die ander leer ons om hulle getuienis te kan deel met mense. En ons praat met hulle oor hoe hulle getuienis werk, want dit werk op verskillende maniere met verskillende mense. Party het nou 'n spesifieke dag soos ek, maar party gaan katekisasie toe, Sondagskool toe, en hulle luister na die dominee, en op 'n stadium weet hulle net, hulle moet Jesus aanneem as Heer en Verlosser, en hulle doen dit. Hulle het nie 'n dag of datum nie, maar hulle het dit gedoen. En so is dit verskillend vir mense, en ons leer mense om dit te kan erken. En partymal in die stap 4 leerdery besef mense hulle ken Jesus nie as Heer en Verlosser nie. Dan help ons hulle reg daar in die training, in die opleiding, om Jesus aan te neem as Heer en Verlosser daar. En dan weet hulle dit. En dan leer ons hulle op verskillende maniere om die getuienis van Jesus as Verlosser te kan deel met mense, soos byvoorbeeld traktaatjies, die 4 wette van Campus Crusade, of die God Tools app, wat deesdae 'n app is wat jy kan aflaai, en hy's in Afrikaans en baie tale beskikbaar, en jy kan die storie van Jesus met mense deel. En dan vra ons almal wat die opleiding doen in Lukas 10, vat 5. Nou wat is vat 5? Vat 5 is waar ons vir almal dan vra. Dink aan die mense wat in jou familie, jou gesin is, en mense wat jy ken, wat dalk nie Jesus ken as Heer en Verlosser, wat dalk net 'n nominale Christen is, of wat glad nie die Here ken. En as jy nou aan hulle dink, skryf 5 sulke name neer, ten minste 5. Ons noem dit vat 5. En wat jy dan doen van daar af verder aan is, elke dag vat jy 'n tydjie en jy bid die seën van die Here op elkeen van hierdie 5 mense. En dis nou maar by jouself. Dis stil gebed wat jy doen, bid dat die Here hulle sal seën, dat hy hulle oë sal oopmaak, dat hulle Jesus as Heer en Verlosser sal aanvaar. En dan, stap 2, kyk na jou verhouding met hierdie mens, want jy ken hom mos nou al reeds, hy is deel van die familie. Miskien is jou verhouding nie so goed nie, dan werk jy aan jou verhouding om nader aan hom te kom.
Stap 3, omdat jy nou nader aan hom kom, as hierdie ou of vrou 'n probleem het, is jy daar om te help of om te bid saam met jou. En dan kyk jy wat die Here doen. Baie keer maak die Here die pad oop dat jy die persoon van Jesus kan vertel. Baie keer stuur die Here iemand anderster om die persoon van Jesus te vertel, maar ek meen, dan weet jy daarvan en dan kan jy juig en die persoon help ook dan om by 'n kerk uit te kom en 'n Bybel te kry en te leer bid. Jy weet, met disippelskap met die persoon te help en moontlik die persoon te leer om LTT te doen, soos jy geleer is om dit te doen. So hier het ek nou verskriklik kort, mense, Chris en almal wat luister, het ek vir julle verskriklik kort vertel hoe die Lukas 10 transformasie opleiding werk en hoe die 4 stappe werk. Wat dit doen is, in 'n gemeente waar die dominee dalk radeloos is, want hy sê vir die mense, as julle uitgaan by die deur, gaan julle in die oesveld in. Maar hy weet op die ou einde dat maar omtrent 4% van die mense doen eintlik enigiets. En hoe hy dit weet is, want hy kan sien wie bring iemand wat die Here aangeneem het na sy kerk toe. Maar as hy in die gemeente toerus met Lukas 10 transformasie, of groot gedeeltes van die gemeente, dan begin hulle elke dag dit doen. En wat ons nou oor die 23 jaar gesien het van Lukas 10 transformasie se geskiedenis is, sulke mense bring dan die mense wat hulle begin bereik het, kerk toe, hulle maak eers vriende met hulle, en wanneer hulle die Here aanneem, bring hulle kerk toe, en kerke begin groei. En baie keer werk die mense bietjie ver van die kerk af, en dan moedig ons leer hulle ook, om dan kerke te begin daar waar hulle werk, waar hulle die mense het, begin hulle by iemand se huis, 'n huiskerk. En as dit kan, ons moedig mense aan om die huiskerk dan onder die moederkerk waar die mense vandaan kom, te kom. Want dit werk net baie beter. So, wat gebeur is, mense kom na die Here toe, kerke word geplant, en dan in ons tweede laaste hoofstuk van hierdie opleidingsgids, leer ons vir die mense, hulle met wat ons noem 5 toerus. Engels equip 5 toerus. Ons moedig almal aan, want hulle het mos nou die hele handleiding gehad. Hulle kan die toerus 5 of equip 5, moedig ons dan almal wat die opleiding gedoen het in Lukas 10 transformasie, om 'n man of 'n vrou of 'n kind of 'n ma of 'n pa of 'n broer of suster of 'n niggie of neef of iemand by die kerk op te lei om Lukas 10 transformasie te doen. Ek meen, ons moedig elke persoon aan om iemand anders op te lei, want hulle kan dit doen. Natuurlik, as pastore of predikante dit nou vir hulle gemeente doen, dan lei hulle groter groepe op in die gemeente om dit te kan doen. Maar ons lei ook elke persoon wat die kursus doen op sy handleiding te gebruik, 'n kopie te maak en iemand anders op te lei. Kan ek sommer vra, Willem, Ja. jy gaan hierdie handleiding vir ons ook kan gee, sodat ons dit op hierdie video kan deel, 'n link of 'n ding, as mense dit wil aflaai, of jou kontakdetail en so aan. Ja, ek sal dit doen. Sal ek dit vir jou in Engels en Afrikaans gee? In albei tale, ek sal dit graag so deel. En die tweede vraag wat ek sommer het, is ja, ek staan eintlik verstom, omdat ek baie lank laas in 'n erediens of in 'n preek gehoor het dat Christene nie net moet seker wees hulle gaan hemel toe van hulle eie verlossing nie, maar verder as dit, iemand anders ook probeer lei na die Here toe en probeer deel. Is ek reg, of voel ek is ek 'n bietjie negatief?
Nee, dit is net ongelukkig hoe dit is. Uh Chris, ek wil jou skokkende statistiek oor die wêreld in Suid-Afrika. Dit is binne in ek weet nie of ek nou nog weer kan share nie. Kom ons kyk, ja, kan. Hierdie is nou in hoofstuk 3 van die handleiding. Vertel ons net vir die mense 'n bietjie hoe lyk die wêreld? En ons hier praat as ons praat van aktiewe kerkgaande Christene, praat ons van mense wat gered is, wat Jesus as Heer en Verlosser ken. Daar's ook nie aktiewe Christene wat hulle gaan nie meer kerk toe nie, maar hulle ken die Here. En dan is daar wat ons noem nominale Christene. Hulle gaan miskien op Goeie Vrydag, op Kersfees kerk toe of so hier en daar, maar hulle is nie werklik hulle ken Jesus nie werklik as Heer en Verlosser nie. So hulle is, ons noem hulle nominale Christene. En as ek nou na ons het hier die wêreld se statistiek. Ons gebruik Operation World vir die statistiek. In die wêreld is daar vandag omtrent 7.9% van die wêreldpopulasie van 8 biljoen wat gered is. As Jesus vandag kom, gaan net daai hoeveelheid, en natuurlik die wat oorlede is wat hom alreeds ken, gaan hemel toe. Daar is omtrent 24% wat nominale Christene is, wat nie hemel toe gaan. Die wat vals godsdienste aanhang in die wêreld, is omtrent 54% van die mense in die wêreld. Hulle het geen hoop nie. Ateïste is op die oomblik omtrent 13.6%, en dit is die 100% van 8 biljoen mense. Ja. As ons na Suid-Afrika kyk, ons skatting van kerkgaande mense wat Jesus ken as Heer en Verlosser is omtrent 10%. En omtrent 10% wat nie meer kerk toe gaan nie, maar hulle is in bedieninge of hulle doen goeders, hulle ken die Here. So in Suid-Afrika in totaal ken omtrent 20%, 1/5 van die mense die Here. 55% is nominale Christene. Hulle, as jy hulle vra, sal hulle sê hulle is in 'n Christen kerk, maar hulle het geen verhouding met die Here. Dit is die verskriklike situasie in ons land. Omtrent 7.2% is aanbid ander vals godsdienste, soos moslems en hindoes en so aan. Ateïste is omtrent 7.8% van die 60.6 miljoen mense heidaglik in Suid-Afrika. So hierdie hoofstuk hier praat ons oor die net spesifiek oor die groot opdrag, oor die probleem wat daar is, oor hoe groot die werk is, hoekom ons werkers in die oes nodig het, en dan hoekom jy 'n werker in die oes moet wees, en hoe jy dan toegerus word wat die res van hierdie handleiding is. So ons verduidelik al hierdie goed, maar ek sal jou die handleiding stuur dat jy daarna kan kyk. Baie dankie. Ek dink ons sal nie te lank aangaan nie. Die Goed, mense wat belangstel moet en kan gerus, en ons moedig julle aan om die handleiding af te laai en miskien met hulle dominee of hulle pastoor of hulle selgroep te sê, julle het hierdie ding gesien, kom ons praat bietjie daaroor en die Here kan dit gebruik. Baie dankie. Mag die wonderlike ding is, ja, Lukas 10 transformasie help die 96% gemiddeld in 'n kerk wat eintlik nie deel oor Jesus nie. ja, Dit help hulle om kan evangeliste wees. Selfs al doen hulle net stap 1, stap 2 en stap 3, want ons verduidelik ook hoe dit mense nader aan die Here bring. En dan stap 4 natuurlik waar hulle die evangelie deel. Willem, baie dankie. Wil jy 'n laaste afsluit slot lewer, dan sal ek graag bietjie 'n ander aspek ook op hierdie video wil deel. Ja, sekerlik. Chris, ek moedig almal aan wat hierdie gehoor het,
of vanaf Chris met sy skakel, laai gerus die opleiding handleiding af. Julle hoef nie te betaal daarvoor nie. Julle kan dit aflaai. Julle kan vir soveel mense as moontlik kopieë maak. Die kopiereg is jy het die reg om dit te kopieer en te versprei. En ek vertrou regtig dat dit almal sal help om evangeliste te wees elke dag, oral waar jy gaan. Almal in jou familie te kan bereik. Dat almal in die gemeente kan evangeliste word en dat hulle mense kan na die gemeente te bring en die gemeentes kan groei met nuwe Christene. Dit is my hart. En dan ook kan help om dit na ander lande toe te vat. Ons is op die oomblik het ons Lukas 10 transformasie omtrent in 60 lande al versprei en persone, leraars opgelei en hulle dan aangemoedig om ander mense op te lei in die 23 jaar wat ons besig is, omtrent 60 lande. Jo. Prys die Here, dankie Willem. Ek wil graag ietsie sê oor DBS. Dit staan vir Discovery Bible Study. Ek wil die woord disipelskap noem. En waar kom dit alles by mekaar? Ek sou graag my getuienis wou deel, maar dit is nie nou die tyd gaan uitloop. Ek het bevoorreg om in my eerste jaar die Here Jesus as my verlosser te ontdek, om aan te neem, te verstaan wat dit beteken en geloofsekerheid te kry. Terwyl ek die eerste 20 jaar van my lewe die hele tyd gewonder het, wat gaan van my word? Maar goed, dit daar gelaat. Toe het ek, lang storie kort te maak, 'n dominee gewees en 'n klomp jare in gemeentes sendingmobilisering gedoen. En verlede jaar se einde, 25, en ek is nou nie meer so jong ouetjie nie, het ek teruggedink oor my lewe, oor my bediening. En toe wys die Here vir my 'n baie duidelike ding, wat ek die laaste klompie jare van my lewe wil doen, en dit is die saak van DBS, Discovery Bible Study, ontdekkingsbybelstudie. En ek wil net kortliks 'n deel wat dit behels, en hoe dit ook aansluit by dit wat Willem nou hierso met die Lukas 10 metode deel, want dit is eintlik maar wat Discovery Bible Study ook in 'n sekere sin as ons basis gebruik. Baie mense hou van 'n goeie preek. Alle kerkmense hou van 'n goeie preek en 'n goeie dominee, en 'n dominee wat maar 'n bietjie sukkel in die prediking is gewoonlik nie so gewild en so die kerkraad bid maar baie keer dat die dominee maar 'n beroep kry en maar liewe gaan. Nee, ek grap nou. Maar die hoofboodskap van die kerk vandag is, mense, julle moet geloofsekerheid kry, en julle het geloofsekerheid as julle hier is. Ek het die afgelope week weer 'n preek gehoor. Jou naam is in die boekrol opgeteken. En dis heerlik om daai sekerheid te hê. Maar ek het baie sulke preke gehoor en nooit geloofsekerheid gekry nie, want ek het nie verstaan, ek is dan so klomp sonde in my lewe, hoe werk dit? Goed, dis die een ding. Die ander ding is, met die sending deel van my lewe, het die groot opdrag, Willem het die woord groot opdrag nou 'n paar keer gedeel. Daar's navorsing gedoen en mense is gevra, verstaan, weet hulle wat beteken die groot opdrag? En dit was verbasend dat baie klein persentasie mense weet wat dit beteken. Baie sê, ja, hulle dink jy moet jou vyande lief hê of jy moet God lief hê. Natuurlik is dit belangrik, maar die groot opdrag in Jesus
se sending uitstuur is in Matteus 28 vers 19 waar dit sê, ons moet na ander nasies toe gaan, ons moet na ander mense toe gaan wat nog nie gehoor het nie. En wat moet ons dan doen? Ons moet hulle disippels maak. Disipelskap. En die woord disipelskap het my dwars deur my bediening het ek die woord geken, maar ek het gedink ons is maar met disipelskap besig want ons preek mos nou en so aan en so aan. En toe het die begrip, die woord disipelskap skielik vir my nuwe betekenis gekry. Ek het 'n video daaroor gemaak en ek gaan die video se link ook hier onder deel. Wat het die Here vir my op die ou eind uitgewys? Maar disipelskap, dis dan nou eintlik wat Discovery Bible Study in ons konteks beteken, is dat ek lees 'n stuk uit die Bybel. Ons 'n groepie saam. Ons doen dit op Zoom, baie effektief, maar jy kan dit natuurlik in groepe doen. Ons lees 'n stukkie en dan vra ons vir mekaar, wat sê daai teks, daai gedeelte vir my? En ons saam sê vir mekaar, vir my sê dit, en wat die Here vir my dan sê. En dan gaan ons verder as dit. 'n goeie preek en 'n goeie Bybelskool, Bybelstudie is gewoonlik soos ek in die begin half smalend gesê het, 'n goeie dominee wat dit vir die mense sê en hulle sê, dis baie mooi. OK, nou gaan ons huis toe. En ons het besef, ons moet verder as dit gaan. En as ons in ons eenvoud dan 'n stukkie Bybel lees, saam lees en vir mekaar sê wat dit beteken, dan vra ons hierdie vraag. Die discovery of die ontdekking is dan om daai deel te lees, goed te lees, te vra wat staan daar, vir mekaar te help om te sê wat staan daar, maar hier kom die groot verskil. Dan vra ons vir mekaar, daag ons mekaar uit om wat ons in Engels noem 'n I will statement te formuleer. Ek sal dit doen. Uit daai wat ons saam gelees het, dan vir my vriende wat saam met my is, sê, weet jy, die Here sê vir my, ek moet vir Piet. Nou, kan ek deel wie Piet is? Piet is daai ou wat ek vreeslike, ons leef nie in 'n goeie verhouding nie. Ek moet vir Piet gaan vir hom verskoning vra en vir Piet kom sê, gaan nooi en vir hom net ons verhouding regstel. Byvoorbeeld, of iemand anders sou sê, daar's 'n ou in my kantoor wat ek die hele tyd ontwyk en ek moet met hom 'n pad begin loop, of wat ook al. Met ander woorde, 'n I will statement op grond van die teks wat ons gelees het. Ek gaan hierdie week, en die volgende vraag is dan nou met wie? Met wie gaan ek deel wat ek nou hier gelees het? Ek het nou gesê Piet of die ou in die kantoor. Dit maak nogal 'n bietjie 'n verskil. Jy gaan nie nou net huis toe en sê, dit is 'n mooi preek nie, en dankie dominee, dit was 'n mooi preek, nou gaan ons koffie drink nie. Nee, jy gaan nou huis toe met 'n opdrag. En nou volgende week kom ons almal saam terug. En hier lê die toets. Dan moet ons vir mekaar verslag gee. Hoe het ek toe na Piet toe gegaan? Hoe het my gesprek toe afgeloop? En weet jy, vir my, hier aan die einde kan ek amper sê van my bedieningstyd, het ek 'n nuwe opgewondenheid. Nie net in die inhoud daarvan nie, maar in wat ek sien by mense wat ek nooit gedink het nie, stel ook belang. Piet, vra vir my, maar hoe werk dit? Hoekom? En dan sê ek, kom kyk, kom saam met my na volgende week. En hier sit ons nou al
Ons het self dit nou so gemaak, op ons Zoom gesprek is baie mense ons maar versigtig en bang en hulle is nie, mense is mos maar skaam en dit is mos maar hoe ons is. Nooi ons hulle uit, kom kyk net, kom sit net saam op die Zoom, op die byeenkoms en luister net. En as jy iets wil sê, dan kan jy dit later sê. Maar Willem, dankie, ek wil sommer dit deel en ek wil dan hierdie video met julle inligting van Lukas 10 transformasie en wat ons dan nou hier saam deel wat dieselfde doel het, is om mense te bring by die opdrag van die Here Jesus. Die Here Jesus het die 72 uitgestuur in Lukas 10 en ja, en wat 'n wonderlike hoofstuk om te lees. Ons is nou by Discovery Bible Study, is ons besig met na die Paasfees. Handelinge, die nuwe begin van die kerk, die uitstorting van die Gees. En ons gaan hierdie Woensdag gaan ons bietjie besin oor Petrus wat hierdie eerste preek gelewer het na die uitstorting van die Heilige Gees. En ek is super opgewonde om te hoor wat my vriende ook gaan sê, hoe hulle I will statements, hoe hulle beloftes gaan uitwerk. Ja. Dis my storie. Willem, sê. Dit klink vir my wonderlik en vir my is dit net wonderlik hoe dit ineenskakel. Wat ek nie gesê het nie, jy sal nou so opgewonde raak. Die laaste hoofstuk praat ons met Lukas 10 hoe om dit 'n lewenswyse te maak. En ons het twee maniere. Die een manier is dat jy 'n groepie vorm wat een keer 'n week by mekaar kom en praat oor wat het hulle gedoen, hoe kan hulle mekaar help en hulle dan uitstuur met wat jy nou sê 'n I will statement vir die volgende week. So dis die een manier. 'n Groepie wat weekliks by mekaar kom en mekaar aanmoedig met I will statements en mekaar help. Die tweede ding is wat ons noem 'n Lukas transformasie buddy of vriend. 'n Goeie vriend. In my geval, my vrou was my goeie vriend wat my aangemoedig het en ek het haar aangemoedig om Lukas 10 transformasie te doen. Maar jy kan enige vriend hê, baie mense het 'n vriend dan dis jy doen twee goed, jy die groep wat weekliks by mekaar kom en jou groep en jou vriend wat jy sommer dikwels mee praat en wat julle mekaar aanmoedig om die Lukas 10 transformasie te doen of om die ek sal ding te gaan uitvoer. So dit is net vir my te pragtig hoe dit in mekaar skakel, Chris. Absoluut. Willem, wil ek net deel, ons bediening se naam is Koninkryksfokus Internet Evangelisasie. Wag, ek kyk of ek hom kan ja. En ek wil sommer ietsie deel. Ons werk redelik op die internet, op die geleenthede wat ons het. Veral na die COVID kan ons omtrent alles doen op die internet. Ja. En ek het 'n vriend wie se dogters in Engeland woon. En hy sê vir my, hulle het 'n vaste afspraak. Elke môre 8:00, dan ry sy eerste dogter ry sy werk toe, dan bel sy hom uit die kar uit. En dan kommunikeer hulle en bid saam. En daarna bel sy tweede dogter om 8:30 is dit al beurt. En hy sê hy kry meer verhouding met haar, met hulle, as wat hy ooit gehad het toe hulle nog in Suid-Afrika gewoon het. Wonderlik. Willem, baie dankie. Die Here seën jou en liewe broer en suster, liewe vriende. Ja man, is jy ook opgewonde oor die Here? Ek sien Willem hulle se daaronder aan staan, het julle gesien, daar staan kom aan. Kom ons doen. En ek wil julle ook uitnooi, dink oor hierdie, bid hierdie, vra die Heilige Gees, wat wil hy ook in jou lewe doen, met jou geloofslewe, daar waar jy woon, daar waar jy werk, miskien in die ouetehuis, miskien in die skool, miskien in die polisie, en dat ons Jesus
sal nuut volg en ander Ja, disippels van hom maak. Baie dankie. baie dankie Chris. Sal jy asseblief vir my jou e-posadres stuur dat ek net vir jou die dinge Ek wat jy nodig het ook kan e-pos ek sal dit asseblief. graag doen. Ek sê dit sommer kliphard viskris@gmail.com as iemand anders vir my 'n e-pos wil stuur.